is hierdie tema van, dit is vroue maand, vroue nasionale dag, vroue dit, vroue dat. Is dit nie so nie? En ek wil vanoggend voor ons aangaan eers 'n vraag vra. En kom ons kyk wie's nou die geleerde mense hier onder julle. Reg. Wat is die derde evangelie? Mense? Nee. Daar's hoeveel evangelies? In die Nuwe Testament? Ons begin met, wie kan my sê met eerste? Wat is die derde evangelie? Wie het hom geskryf? Nee mense, sit ek vandag met mense wat nie weet wat die derde evangelie is nie. Hy was 'n dokter. Wie kan my nou help? Lukas. Hoeveel evangelies is daar in die woord van God? 4. En die derde een is Lukas. Mense, ek gaan julle skoolgeld moet terugvra, hoor. Iewers het ek fout gemaak. Nou, my tema vir oggend is 'n baie mooi tema, maar iets wat my naby in die hart lê. Here, ek roep na u genade. Hoeveel van ons het nou al hierdie woorde gesê nie? Here, ek roep na u genade. Wie het dit al gedoen? Wie het al geroep as Here, ek kan nie meer nie. Here, ek het u nodig. Die grootste skrywer van die Nuwe Testament, Paulus, het gekom en hy het gesê, Here, hierdie doring in my vlees, ek kan nie meer nie. Wat het die Here vir hom in 2 Korintiërs 12 gesê? Vers 10, wat het hy vir hom gesê? Maar my genade is vir jou meer as genoeg. Nou, omdat dit hierdie dag dan nou herdenking as aan vroue regte, wat ons arme mans elke dag hoor, ek maak net 'n grap, wil ek gesels oor iemand wat genade van die Here ontvang het. Wie ken die verhaal van die Samaritaanse vrou? Wie ken hom? Wie ken haar geskiedenis? Het jy geweet wat dit beteken het om 'n Samaritaan te wees in daardie tyd? Jy was nie uitgeworpe nie. Jy was nie deel van die samelewing nie. Jy was 'n basternasie. Jy het nie reg gehad in die oë van die mense, die Jood en die Romein nie. En nog erger, sy was 'n vrou. In daardie tyd was die vrou 'n besitting gewees. Sy het geen regte gehad nie. Die vroue was nie eers toegelaat om saam met die mans te eet of te aanbid of enigiets nie. Die vrou was 'n besitting. Geen reg gehad nie. En hier kom sy en sy gaan haal nie water op die tyd wat die normale persoon of die normale vrou water gaan haal nie. Met ander woorde, sy was uitgewerp. Sy het daar gegaan na die put sodat niemand haar kon sien nie. Want sy was nie deel van iets gewees nie. Maar kom ons lees in Johannes 4 'n bietjie oor haar. En ek dink sy moes baie pyn in haar gehad het. Sy moes op 'n stadium in haar lewe gekom het waar sy geroep het om hulp en genade. So. Ja. Sy moes uitroep om te sê, Here, sien my net raak. Of iemand sien my net raak. Kom ons lees. En ek gaan lees van vers 13 Johannes 4. En Jesus daar geantwoord, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry. Maar wie van die water wat ek hom gee, sal tot in ewigheid nooit dors kry nie. Die water wat ek hom gee, sal in hom 'n fontein van water wat opborrel tot die ewige lewe. Die vrou sê vir hom, Meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie dors word
en hierheen hoef te kom om te skep nie. Wat sê sy vir hom? Here, gee my. Ek wil nie hier kom nie. Ek wil nie met mense meng nie. Here, ek is moeg. Gee my dan net van daardie water, dat ek nooit weer mense hoef te sien nie. Nooit weer deur mense bespot te word. Nooit weer deur mense weggedryf te word. Nooit weer deur mense raak gesien te word nie. Want sy's dors. Eintlik sê sy, Here, ek kan nie meer nie. Ek is moeg. Here, my hart is gebroken. Kom ons lees verder. Hy sê vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy sê tereg, 'n man het ek nie, want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Die vrou sê vir hom, meneer, ek sien dat u profeet is. Ons voorvaders het op hierdie berg aanbid, maar julle sê, Jerusalem is die plek waar aanbid moet word. Jesus sê vir haar, vrou, glo, daar kom 'n tyd, dat julle die Vader nog op hierdie berg, nog in Jerusalem sal aanbid. Hy sê vir haar, jy het reg geantwoord. Het jy gedink, in die Joodse tradisie van daardie tyd, as 'n vrou se man sterf, word sy aan 'n broer of iemand oorhandig. Sy word die vrou sonder haar keuse, want sy's net 'n eiendom. Jy het al gedink, ons is so baie kere om te sê, was sy nie dalk 'n vrou van die nag nie? Maar nie een van ons ken haar omstandighede nie. En sy het hierdie seer vir so lank aan haar lewe gedra, dat sy op 'n punt gekom het, dat sy wegbeweeg het, uit die samelewing uit, wegbeweeg het van mense. Sy wou nie meer deel van 'n samelewing wees nie. En sy kom, en sy gaan na hierdie put, met 'n gebroke hart. Ek dink in daardie stadium, elke dag van haar lewe, wanneer sy na die put toe gaan, het sy gesê, Here, ek roep na u. Hoeveel van ons het nie al daai woorde gebruik nie? 'n gebed van die gebroke hart. Dis wie sy was. 'n vrou met 'n gebroke hart. 'n vrou wat net bietjie aanvaarding wou hê, net bietjie liefde wou hê. Net wil weet, daar's iemand wat omgee vir haar. En ek dink sy het in haar hart gebid, hierdie 5 woorde, Here, ek roep na u genade. Elke dag van haar lewe het sy hierdie noodkreet, hierdie noodgebed opgestuur. Hoeveel van ons sit daar nie vandag nie? Vroue, mans, kinders, wat in hierdie vrou se omstandighede is nie. Wat vandag dalk op 'n punt in jou lewe kom waar jy sê, Here, ek kan nie meer nie. Ek word nie raak gesien nie. Niemand sien iets goeds in my nie. Here, ek beweeg uit die samelewing, sodat ek net aan een kant kan wees. Maar in jou hart roep jy na die Here. Ek wil vandag vir jou sê, God het elke keer geantwoord. Genade is sy antwoord op ons, sy antwoord van ja op ons hulpnoodkreet. Weet jy dit? Daarom het hy vir Paulus gesê, toe Paulus deur hierdie stryd gaan, maar my genade is die antwoord, die ja op daardie gebed van hulp. Ek wil vandag vir iemand sê, wat in hierdie situasie van hierdie vrou ook vasgevang is, God antwoord, deur te sê, my genade is die ja op jou hulp. Die vraag is net, wat maak ons met daardie hulp? Wat maak ons in daardie tye van swaar kry? Hierdie Samaritaanse vrou het 'n keuse gehad. Wat was haar keuse? Sy kon gesê het,
Nee, maar sy het gesê, gee my van daardie water. Gee my daardie genade wat my omstandighede verander. Gee my daardie rus, gee my daardie vrede, want ek smag soos 'n robbok na daardie water wat lewe gee. Hoekom roep ek en jy? Hoekom het sy geroep? Sy het geroep uit die dieptes van haar nood en benoudheid. Sy het nie net geroep omdat sy wou nie. Daar was 'n benoudheid, daar was 'n diepte waaruit sy geroep het. As ons kyk na haar omstandighede, wil ek vandag vir jou sê, dit was nie rooskleurig nie. Dit was nie mooi nie. Sy het 'n swaar verlede gehad. En sy het uit daardie benoudheid, het sy gesê, Here, gee my daardie water, wat my dors vir ewig gaan les, want nou hoef ek nie hier te kom nie. Ek hoef nie hier te wees nie. Ek hoef nie gespot te word nie. Sy het geroep by die benoudheid van haar hart. Gesê, ek roep U aan. Geliefde, wil jy nie vandag in die benoudheid van jou hart roep tot God? Sy het geroep na genade, wanneer alles nie goed gegaan het nie. Die woord sê dit. Sy het gegaan sodat niemand haar kon sien nie, wanneer het stil was by die put van die water. Wanneer ek en jy kom op 'n punt, wanneer dit nie meer goed in ons lewe gaan nie, dan moet ons nie roep na mense nie. Ons moet na die put gaan. Die put wat lewe gee. Die put waar sy Jesus gevind het. Dis tyd dat ek en jy besef, wanneer dit swaar gaan, moet ons na die put van water toe gaan, na die bron van lewe, en sy naam is Christus Jesus. Sy het hom daar ontmoet in haar swakste tyd. Ek wil vandag vir sê, in jou swaarste tyd, gaan jy God ontmoet by die put, want hy wag vir jou. Ons roep wanneer ons verdrink in die druk van die samelewing. Wie is vir my so hartseer. Ek het weer in hierdie week verneem van tieners wat in 'n swaar tyd is. Die druk by die skole, die druk by die huis, die druk van alles. Hierdie multimedia. Die druk van die samelewing wat besig is om te versmoor. Dis hoe daai vrou gevoel het. Die samelewing het haar versmoor. Sy moes uitkom, sy moes wegkom. Daarom sê sy, gee my van daardie water. Sodat ek kan loskom, Here. Want die druk is net te veel. Jy mag dalk vandag daar sit en sê, Here, breek net. Ek kan nie meer nie. Ek het verlede naweek, toe ons by die huis kom leer Sondag, kyk ook op die selfoon wat my vrou my wys van hierdie bekleierery tussen twee skole wat daar aan die gang is, en ek luister toe ek so ry maandag na 'n praatjie wat hy sê, die druk wat ouers in die samelewing op die kinders plaas om te presteer. En ek besef, daar's soveel kinders soos daai vrou vasgevang is wat sê, ek kan nie meer nie, ek wil uit. God sê, ek roep na jou vandag. Ouers, luister na hierdie vrou se hart, wat sê die samelewing het te veel druk op my gesit. Luister vanoggend na jou kind. Luister na jou kind. Mans, luister na julle vroue. Vroue, luister na julle mans. Ons luister nie meer nie. Maar ons sit die las meer en meer en meer. Dan verstaan ons nie as die wiele afkom nie. Ons verstaan nie as die kind daar sit en sê, ek kan nie meer nie. Moenie onnodige druk op jou kind sit nie. Moenie onnodige druk op jou vrou sit nie.
Moenie jy die druk vat as man nie. Gaan sit dit by die voete van Jesus. Baie van ons skree, want die nood is daar. Sy het 5 mans gehad. Dalk is sy daar nou weer waar haar verhouding op die rotse is. Dalk is dit siekte. Ek kan vir jou werklik sê, eensaamheid het aan haar hart geklop. Want sy het onttrek. Sy was nie meer deel van iets nie. Ek weet van hoeveel kinders en vroue onttrek uit die huishouding uit. Want hulle is nie meer daar nie. Die druk het net te veel geword. Die eensaamheid van verlorenheid klop aan die harte van te veel mense. Want ons word nie raak gesien nie. Dalk is dit jy vandag. Dalk voel jy dat die eensaamheid hard in jou hart klop en dat niemand meer vir jou omgee nie. Wil ek vandag vir jou sê, Jesus is by die put. Hy wag vir jou. Weet jy, dit was 'n vloek om met 'n Samaritaanse vrou te praat. Om net in haar teenwoordigheid te wees. En hier staan Jesus en hy sê, ek vat die vloek op my man. Hy het aan die kruis die vloek van die aarde gevat. Van die mensdom gevat. En hy het lewe gegee. Hy kom vat daardie vloek van wat die Samaritaanse vrou het, wat hy uit die samelewing uit weghou. En hy vat dit op hom. En hy sê, ek gee vir jou lewe. Ek gee vir jou water. Dink jy nie, geliefde, dis tyd dat jy daai swaar kry. Dit wat jou wegdryf, by die put kom los nie. Haar hart het uitgeroep dalk van skuld. Here, ek het weer geval. Here, ek is by my 5de verhouding. Kinders kom en sê, ek het nie goed gedoen op skool nie. Kyk na my punte. Ek het geval. Wys my iemand wat nie foute maak nie. Wys my iemand wat nie op 'n punt kom waar hy sê ek was en ek het foute gemaak nie. Almal het foute. Almal is skuldig. Maar moet jy nie die wees, die samelewing wat daai vrou kritiseer oor haar fout nie. Moenie jou kind kritiseer oor sy klein foute nie. Moenie jou vrou kritiseer oor haar klein foute nie. Vrou, moenie jou man kritiseer oor die klein foute nie. Kyk verby dit soos wat Jesus verby dit gekyk het. En hy het na die hart gekyk. Here, ek het mense seer gemaak, was dalk een van haar verskonings. Dalk sit jy daar vandag, sê, Here, ek het mense seer gemaak. Here, ek het my kind, ek het my vrou, deur my handelwyse seer gemaak. Geliefdes, dalk het jy die Vaderhart seer gemaak. Dalk wil jy dit vandag as 'n verskoning bring, om te sê, Here, ek het te veel mense seer gemaak. Ek is nie goed genoeg om by die put by U uit te kom nie. Wil ek jou vandag sê, moenie die leuen van Satan glo nie. God kyk verby dit. Al wat hy vra is, gaan maak reg. As jy gesê het, Here, ek het te veel foute en sonde in my lewe, wil ek vandag vir jou sê, die Here het nie vir 'n perfekte mens gekom nie. Hy het vir die gebroke mens na die wêreld toe gekom. Ek en jy. Ek wil vanoggend vir jou sê, die huis van God is nie vir die perfekte mens nie. Hy is vir die gebroke mens, vir my en jou. Hy roep jou. Want die Here sê in Romeine 3 vers 3, almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Almal van ons het foute. Maar ons moet nie die samelewing wees wat daai vrou gekritiseer het op haar foute nie. Want is mos lekker, wanneer ek ander se foute uitwys, sien niemand my foute nie. Is dit nie so nie? Wat het die fariseërs gedoen? Wat het die skrifgeleerdes gedoen? Hulle het foute uitgewys van die mense, sodat die mense tog nie hulle swakhede moet sien nie. Dis wat die samelewing mos doen. Ons hou daarvan om ander se foute uit te wys, om my foute te verberg. Maar die Here kom en hy sê, nee,
Jy is meer as genoeg. Hy sê vanoggend vir jou, jy wat dink jy te veel foute, jy wat dalk skaam is oor wat jy gedoen het, kom die Here en hy sê, my genade sal jou skoon maak. My genade sal jou reinig. My genade sal jou red. Daar is geen oortreding, geen sonde, behalwe die een wat God nie sal vergewe nie. En dis wanneer jy hom nie aangeneem het nie, kan die Here jou nie vryspreek nie. Jou hart roep dalk vandag uit van innerlike pyn soos wat sy uitgeroep het. Ek dink sy het geloop met 'n innerlike seer wat mense nie raak sien nie. Dalk loop jy vanoggend met daai innerlike seer. Jy sê net vanoggend, Here, weet jy wat? Ek roep uit na U. Here, ek kan nie. Ek wil my pyn vanoggend by U kom neersit. My probleme by U kom neersit. Here, ek verstaan nie. Here, hoekom het dit met my gebeur? Here, ek is gebroke, ek is stikkend. Daar's soveel vrouens, soveel kinders, soveel mans wat daar by die put staan, gebroke, stikkend, soekend. Ek wil vanoggend vir jou sê, kyk op. My sien wanneer ons gebroke is en wanneer die samelewing ons verniel, loop ons en ons kyk af. Want ons is mos nie waardig genoeg om tog raak gesien te word nie. Is dit nie so nie? Ek wil vanoggend vir jou sê, moenie afkyk nie. Ek dink daardie vrou het deur haar lewe geloop na die put toe, kop onderste bo, sodat iemand haar tog net nie moet herken nie. Maar Jesus het haar herken. Jesus het presies geweet wie sy is. Ek wil vanoggend vir jou sê, wanneer jy jou kop onderste bo loop, wil ek vir jou sê, Jesus sien jou. Jesus ken jou seer, hy ken jou pyn. Hy verstaan die omstandighede waaronder jy is. Al wat hy wil hê, jy moet opkyk. Ek dink sy het so na haarself geloop en by die put gekom. Sy het met hierdie emmer gestaan en sy sien hier staan iemand en toe sy opkyk, staan hierdie Skepper voor haar. En sy kyk in sy oë. Ek wil vandag vir jou sê, hou op afkyk. Hou op loop. Dalk moet jy vandag loop en jy moet in Jesus vasloop, sodat jy voete kan sien en weer kan opkyk en sy liefde kan ervaar. Jy sien, ons wil tog nie raak gesien word nie, maar Jesus sê, ek sien jou. Jy is kosbaar vir my. Jesus kom in Psalm 34 vers 19 en hy sê dit vir jou. Ek is naby die wat gebroke van hart is. Die Here sê, ek sien jou seer. Ek huil saam met jou. Ek dra jou laste. Dis wat dit beteken. Ek wil vanoggend vir jou sê, daardie vrou was stikkend en die Here dit vir haar gesê. Hy sê, ek is met jou. Ek huil saam met jou. Maar ek wil jou laste kom dra. Waarom, geliefde, hou jy nog vas? Ek weet nie wat jou omstandighede is nie. Ek weet nie wat jou innerlike pyn is nie. Maar ek weet, die antwoord staan voor jou by die put. Daardie een wat jou raak sien. Jou hart roep vanoggend uit. My hart roep vanoggend uit van my tekortkomings, my foute, my mislukkings wat ek gedoen het. Is dit nie so nie? Baie keer is ons harte vol van ons tekortkominge, ons foute, ons mislukkings. Is dit nie
een van ons grootste verskonings nie. Ek het baie foute, ek het baie mislukkings. Ek wil volgende vir jou een ding sê. My Jesus stel nie belang in jou mislukkings nie. My Jesus stel nie belang in jou status nie. My Jesus stel nie belang in jou bankrekening nie. My Jesus stel belang in jou hart. My Jesus wil daardie seer, daardie pyn kom verhuil vir sy liefde. Dis wat hy by die put gedoen het. Ek dink daardie vrou moes so getwyfel het in wie sy self was. Haar foute, haar tekortkominge. Sy het gevoel soos 'n mislukking in die lewe. Maar my Jesus het net vir haar gesê, kom na my toe. Kom drink van hierdie water. En sy het gesê, Here, maar ek wil van hierdie water drink, want ek wil nie meer tekortkominge hê nie. Here, ek wil nie meer voel soos 'n mislukking nie. Here, ek wil nie elke dag vertel word van my foute nie. Ek wil net kom sit by iemand wat luister en my omgee. Dis wat Jesus vandag vir jou wil doen. Ons moet ophou vaskyk in verskonings. En ons moet luister hoe hy my en jou roep. Hy sê in Matteus 5 vers 3, geseënd is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Die Here sê vanoggend vir jou, ek kom nie vir 'n perfekte mens nie. Ek wil vandag vir jou sê, daar is nie 'n perfekte mens nie. Het jy al op televisie gesien, dan sê hulle, wow, hier is die perfekte vrou. Sy's 'n model, sy's dit. Hier is 'n perfekte man. Hier is 'n perfekte kind. Moenie die leuen van Satan glo nie. Want nou kom ons en ons wil ons meet aan daardie standaard. Wat ons dink aanvaarbaar is vir die samelewing. Moenie nie in die wêreldstandaard meet nie, geliefde. Kom meet jou in God se standaard. Weet wat is sy standaard? Liefde. Weet jy dit? Liefde. Dis my Jesus se standaard. Dis my God se standaard. Nie oor, jy moet naals, ek weet nie, wat noem jy ding as hulle gesigte verander en, ek weet nie, jy hoef dit nie doen nie. Jy hoef jouself nie te verander nie. God hou van jou net soos jy is. Ek wil vanmiddag as jy by die huis kom, doen jouself 'n guns. Kyk in die spieël. Dan sê ek is perfek gemaak deur God. Ek wil in die spieël kyk en sê, God het my lief ongeag al my foute, al my mislukkings. Hou op afkyk en begin opkyk. Sien die man wat by die put staan en wag om vir jou water te gee, sodat jy nooit hoor hoef dors te word nie. Hierdie liefde van 'n vaderhart sê vandag vir jou die volgende. Ek wil hê jy moet stil staan wat jou omstandighede is. Wil ek hê jy moet hoor hoe Jesus vandag vir jou die volgende sê. Sy hart wat skree. Hy sê, ek hoor jou pyn. Jesus het daardie pyn van daardie vrou gesien. Hy het dit geestelik gehoor en ervaar. So hoor hy dit vandag by jou. Hy sien dit, jy kan wegsteek vir die wêreld, maar jy kan nie vandag vir Jesus wegsteek nie. Hy sê, jou gehuil in die nag, ek sien dit. Baie kinders, baie vrouens, baie mans, huil in die nag want hulle stikken. Die samelewing het hulle verwerp. Daar's te veel druk, daar's te veel dit. Ek wil vir jou sê, die man by die put sê, ek sien dit. Hy wil daar die trane afvee. Ek sien in my geestesoog hoe daardie vrou opgekyk het in die oë van die Here en die trane moes afloop. Want is iemand wat haar pyn sien, is iemand wat verstaan.
Ek weet nie wat jou bind nie, ek weet nie waaroor jy in die aand lê en huil nie, maar ek wil vandag vir jou sê, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Hy roep jou vandag. Ek wil net weer terug en ek het nou weer 'n fout gemaak. Hy sê ek dra jou laste. Hy sê ek dra dit saam met jou. Hou vas aan die hand van die Here. Ek het verlede week 'n boodskap gebring. Wie kan my sê wat was die boodskap? Wat was die boodskap? Waaruit het die boodskap gekom? Sorry? Matteus 11:28, waar die Here sê, kom na my toe. Die Here stap op pad met my, die laaste ruk my bediening, wat hy die mens terugroep na hom toe. As jy geluister het verlede week, sê jy geweet het, jy moet kom na hom toe. En hy sê, en hy roep jou hierdie week weer. Jy sien, want ons harte en ons foute, God stel nie in dit belang nie. Hy sê, ek sien jou vandag. Ek sien hoe jy stil in 'n kar sit, wanneer jy bestuur, en jy sny af oor die bekommernisse. Want dit is mos baie wat ons doen. Daar waar jy in jou huis sit, daar waar jy in jou binnekamer is. Baie keer wil mense nie eers meer uit die huis uit gaan nie, want die samelewing se druk is net te veel. Ek wil vandag vir jou sê, die man by die put wag vir jou. Hy wil jou water gee. Hy wil jou 'n nuwe lewe gee. Hy wil jou omstandighede verander. Jesus ken dit. Hy was self moeg. Hy was alleen in die kruis. Hy verstaan die seer, die pyn. Hy verstaan dit. Daarom het hy in Matteus 11:28 vir jou gesê, kom na my toe. Het jy gedink hoe moeg sy liggaam moes gewees het? Hoe verniel sy liggaam was? Baie keer voel ek en jy verraai deur vriende. Mense wat ons dink ons kon vertrou. Met my diepste seer gaan jy na iemand toe en hy verraai jou. Het dit al met mense gebeur? Met baie. Wanneer die samelewing lag oor jou diepste geheim wat jy met iemand gedeel het, sê die Here, kom na my toe. Roep hy jou. Jy's nie alleen nie, al voel dit so. Ek wil vanoggend vir jou sê, die samelewing is geneig om mense uit te skuif. Jy voel alleen, jy voel jy het nie 'n plek nie, jy hoort nie hier nie. Het jy al gekom as jy by 'n funksie kom, het jy al gesien? En hy wil by die groep inskakel, dan voel hy so eensaam, want hulle wil hom nie hê nie. Ek wil vandag vir jou sê, God roep jou dan. Hy sê, kom na my toe. God het nie 'n klik nie. Die kerk moet nie 'n klik hê nie. Die kerk is nie sosiale klap nie. Dis vir daardie mens wat Jesus by die put ontmoet het. Dis waarvoor die kerk daar is. Hy skenk sy lewe van genade aan my en jou, want Jesus is liefde en genade. Ek wil vandag vir jou sê, hy roep jou, want hy's lief vir jou. Want die wêreld sê jy's niks. Want dis wat die wêreld vir daardie Samaritaanse vrou gesê het. Jy's 'n uitwerpsel, jy hoort nie in die samelewing, jy's nie deel van ons nie. Sê Jesus, roep ek jou. Wil ek jou hê? Hoort jy in die liggaam? Hoort jy in die kerk? Hy sê, want ek het in die kruis vir jou gesterf. Want my liefde is my geskenk van genade aan jou.
Jesus se genade is nie iets wat ek en jy kan verdien nie. Dit is 'n geskenk, maar jy moet soos daardie Samaritaanse vrou vra. Wat het sy vir hom gesê? Here, gee my daardie water, gee my daardie genade. Here, ek roep, my hart roep na u genade. Jy moet roep na dit. Jy sien, ons het nie meer 'n begeerte na Jesus nie. Ons het nie begeerte na sy liefde nie. Ons het nie meer 'n begeerte om in 'n verhouding met hom te staan nie. Hy sê, roep uit. Daardie vrou het gesê, ek dink sy het voor hom gestaan en gesê, Here, gee my dit. Nie met 'n hoogmoedige houding nie, met 'n houding van, ek kan nie meer nie. Here, ek kan nie meer nie. En daar's soveel mense wat vandag in hierdie samelewing is, wat soos daardie vrou is, wat sê, Here, ek kan nie meer nie. Sy's moeg. Jy mag vandag moeg voel, jy mag vandag stikkend voel, jy's dalk vandag gebreke. Jy soek antwoorde. Die antwoord lê voor jou by die put. Wat hy sê, kom drink van hierdie water. Maar hy moet jy so sy maak en sê, Here, gee dit vir my. Jy moet smag daarna. Jy moet smag na sy liefde. Jy moet smag na sy aanvaarding. Jy moet smag. Jy moet 'n honger en 'n dors na hom hê. Wanneer jou hart na hom roep, ontvang jy liefde, nie veroordeling nie. Ek wil volgende vir jou sê, wanneer jou hart roep na God, wanneer jy roep na daardie genade, dis wat daardie vrou ontvang het, wat by die put gestaan het. Sy het geroep, gee my, Here. Wat het sy gekry? Liefde, nie veroordeling nie. Hy het nie vir haar gesê hoe sleg sy is, hy het gesê, kom na my. Kom na my. Jy wat dalk vandag dan gebroke is. Jy wat vandag in jou hart uitskree. Here, maar ek is dalk te sondig. Here, ek het te veel foute. Die Here sê, ek stel nie in belang nie. Jy het geen veroordeling nie. Kom net na my toe. Maar jou hart moet uitroep na sy genade. Jy ontvang waardigheid. Ek wil vandag vir jou sê, die samelewing het haar soos 'n stuk gemors behandel. Maar in die oë van die Here het sy waarde gekry. Jy mag dalk voel, jy's in 'n huwelik. Jy mag dalk voel, jy's in 'n werksomstandighede waar jy nie waarde het nie. Jy mag dalk voel, jou familie sien jou nie raak nie. Ek is maar net 'n nommer. Nie in die oë van my Jesus nie. Jy is sy kosbaarste juweel. Jy is sy kroonskepping. En sy hart sê, jy's waardig om in my teenwoordigheid te kom. Jy's waardig om by my voete te kom sit. Hy nooi jou vandag uit. Jy ontvang vergifnis. Wat het hy vir haar daar gegee? Hy het haar vrygespreek. Hy het haar vrygespreek. Hy het haar nie veroordeel nie. Hy het haar nie afgekraak nie. Hy het haar vrygespreek in liefde. Jy ontvang rus in Jesus se arms. Wanneer jy hierdie genade ontvang, kom daar 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Hoekom? You safe in the arms of Jesus. Jy is veilig in die hande van my Here. Jy ontvang nuwe krag. Ek dink daardie Samaritaanse vrou het daar omgedraai en daar was 'n nuwe huppel en stippel. Sy het sommer gesien om die mense weer raak te loop en met liefde hulle te behandel. Sy het krag gehad vir die dae wat voorlê. Jy wat moeg is, kom by die put. Kyk in die oë van die Here. Kom drink van daardie water, sodat jy nuwe krag in Jesus kan kry. Ek het al te veel mense gesien wat net te moeg is. Hulle is moeg vir alles.
Hy is moeg net om asem te haal. Die Here sê, kom na my. Kom na my. Jy ontvang 'n nuwe lewe in Christus. Wat het hy haar daar gegee? 'n Nuwe lewe. Haar ou lewe was af en sy het 'n nuwe skepping in Jesus geword. Dis wat gebeur wanneer my hart uitroep na die Here. Sê, Here, ek soek u genade. Hy gee jou 'n nuwe lewe, 'n nuwe begin, 'n nuwe dag, 'n nuwe toekoms. In sy hande. Amen. Maar jy, geliefde, moet vandag uitroep uit jou hart uit. En wanneer ons uitroep, moet ons opreg wees. Hey, daardie vrou was so opreg, toe sy gesê het, gee my van daardie water, want ek kan nie. Wanneer jy op daai laagtepunt is, moenie kompromie maak nie. Moenie met valsheid na God toe kom nie. Ek wil vandag vir jou sê, kom met 'n opregte hart en roep uit en sê, Here, ek soek u genade. Wees eerlik. Sy het nie ontken nie. Sy sê, Here, maar ek het nie 'n man nie. Sy was eerlik, sy was opreg. Daar was nie valsheid nie, want dan tree die krag van God in. Ek het 'n hele rukkie terug het ek vir die gemeente gesê, doen my guns, draai na die persoon langs hom, na jou toe. Vertel gou vir hom jou grootste sonde. Doen dit. Nie vir my so kykie. Hoekom wil jy dit nie doen nie? Hoekom wil jy dit nie doen nie? Maar weet jy, by my Jesus kan jy dit doen. Want by my Jesus is jy veilig. By my Jesus vra hy net dat jy eerlik moet kom bely. Here, ek is jammer. Maar Jesus is nie 'n skindertong wat dit vir die wêreld gaan vertel nie. Jy is veilig in sy hande. Gaan bely dit voor hom. Moenie met God toneel speel nie, want dis wat ons mos doen. Baie keer het jy al gesien in die kerk. O, nou ons Botha. Kyk, as mense met valsheid kom, en o, Here, ek gee my lewe vir u, en dan stap hy uit en dan vloek hy, of hy doen iets. Moenie met God toneel speel nie. Wanneer jy na hom toe kom, daardie vrou het gekom met alles wat in haar was. Sy het nie kom toneel speel nie. Sy was stikkend, sy was gebroken, en sy het antwoord gesoek. En sy het haar antwoord gekry. Sê vir die Here vandag, Here, ek is moeg. Sê dit vir hom. Here, ek is stikkend. Here, ek het u nodig. En wat het hy vir Paulus gesê in 2 Korintiërs 12 vers 10? My genade is meer as genoeg. My genade is meer as genoeg. Die hart van Jesus se hart van genade staan oop vir my en jou. Ek wil met dit afsluit. Vandag klop jy nie aan geslote deure nie. Jy klop in die hart wat oopmaak. Daardie vrou, daai Samaritaanse vrou, toe sy klop, het sy nie in 'n toedeur geklop nie. En ek dink baie keer in daardie samelewing, as sy iets nodig het, want ek dink sy het baie swaar gekry. Brood, kos, moes sy aan bure se deur gaan klop. En as hulle sien kom dat die deur toegebly, ag tog nie alweer sy nie. Maar die keer het die Here gesê, hoef nie te klop nie, my deur is oop. Ek weet nie wat jou omstandighede is nie. Ek ken nie jou swaar kry nie. Ek ken nie jou laste nie. Ek ken nie jou pyn nie. Maar ek ken die oop hart van my Jesus, wat vir jou wag. Hebreërs 4 vers 16 sê daar, is 'n troon van genade, nie 'n troon van oordeel in sy hart nie. Jy hoef nie eers die regte woorde te hê nie, want hy ken jou hart.
Wat het Moses gedoen? En my God het 'n sin vir humor. Toe Moses by hom kom sê, Here, maar ek kan nie praat nie. Hy sê, maar gee vir jou broer, Aaron. Hy kan namens jou praat. Ek wil vandag vir jou sê, as jy by God kom en sê, Here, ek kan nie mooi woorde nie, sê ek het vir jou Jesus gegee. Jy het nie mooi woorde nodig nie. Ek soek jou hart. Al wat jy kan sê, is die volgende. Here, ek roep na u genade. Dit is meer as genoeg. Ek wil met dit afsluit. Al wat jy hoef te doen vandag is te roep. Here, ek roep na u genade. Soos wat daardie vrou gedoen het. Here, gee my daardie water. Ek wil dors. Nie meer hê nie. Here, ek wil nie meer pyn hê nie. Ek wil nie meer seer hê nie. Ek wil nie meer verwerping hê nie. Ek soek u. Wil nie vanoggend jou hart oopmaak en na die Here roep nie. Ek het 'n liedjie wat ek wil hê Junior gou vir ons moet speel. Ek wil met jou oë gesluit hou. Ek wil vanoggend hê jy moet roep. Here, ek soek u genade. Baie dankie Junior. Sit vir ons die liedjie aan. Baie dankie.